As jy 'n Chinese palm wil plant, dan vat jy steggie, jy druk dit in die grond en jy begin nat gooi. En so op die oog af gebeur daar nie eintlik veel met hierdie steggie nie. Hy verskrompel net al hoe meer. En dan, na 3 jaar se nat gooi, ewe skielik begin daardie steggie groei tot 'n massiewe palm wat baie meters bo die grond uittoring. In die 3 jaar wat jy nat gegooi het, waarin daar oënskynlik niks gebeur het nie, het hierdie palm 'n massiewe wortelstelsel ontwikkel, sodat hy so hoog kon groei en vas kon staan, ongeag van al die storms wat woed. Eergister het ek jou vertel van die mynveld waardeur ek so in my persoonlike lewe moes deurwerk. En ek het net so 'n paar van die dinge vertel, daar's nog 'n hele paar ander dinge ook. Maar weet jy, as ek vandag terugkyk, was dit die tye in my lewe waar ek gevoel het God het van my vergeet, maar tog ook waar ek gedwing was om te soek na antwoorde op vrae wat ek nie onder normale omstandighede gevra het nie. Mense het my al baie keer gevra, sou jy dit anders verkies het as die pad wat God met jou gestap het? En my antwoord telkens is, beslis nie, want dit is in die noute tye van die lewe wat God 'n werklikheid word groter as wat hy ooit voorheen was in jou lewe, en wat hy dimensies oopbreek van jou eie menswees, wat jy nooit van tevore geken het nie. Onthou jy, gister het ons Psalm 1 gelees, en onthou jy daar die laaste stukkie wat ons gelees het? Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Nou ek weet meeste van ons, wanneer ons praat van verandering, wanneer ons praat van beweging, en al daardie dinge waaroor ons gister gepraat het, dan sit daar so kriewelrigheid hier in die hart. Weet jy, dit is okay, ek sal doen wat die Here sê, maar hierdie ding van verander en hierdie ding van beweging, dis nou nie ek daai nie. Die realiteit in die lewe is, niks wat die moeite werd is, kom maklik nie. Dieselfde is gesteld ook met God se seën, met sy voorspoed. Jy kan nie fiks word solank soos wat jy in die lazy boy bly sit nie. Jy moet die opoffering maak, daar moet beweging kom. Jy moet opstaan in die oggend, vroeër as gewoonlik, jou oefenklere aantrek en dan maak vir die gimnasium. Jy sien, no pain, no gain, sê die manne in die gym. Dieselfde gebeur ook wanneer ek en jy commit om onder leiding van die Gees, geestelike spiere te begin ontwikkel, om ontslae te raak van daardie oortollige dinge wat ons so saamdra. Dalk begin die Gees ook so 'n vinger druk op 'n paar dinge in jou lewe. En dalk weet jy nie mooi hoe om hierdie dinge te verander nie. Die geheim is om in stilte by God te gaan wees en die Gees toe te laat om vir jou die wortel uit te wys. Waar kom daai ding vandaan waarmee jy so stoei? If you want to change the fruit, you must change the root. En die vrug gaan nooit verander, solank soos wat jy uit die verkeerde bron funksioneer nie. Dis hoekom Jesus gekom het. Hy het vir ons 'n nuwe bron van lewe kom gee. Hy het die lewe geword, sodat ek en jy kan lewe.